Hallo almal, welkom by ons supervinnige blitshersiening oor planeet Aarde. Is julle reg om te kyk wat julle alles weet? Hierdie is die perfekte manier om seker te maak julle is heeltemal reg vir daai NWT-eksamen. So, kom ons spring dadelik weg. Reg, ons gaan hierdie in 3 lekker rondes opreek. Eerste, kyk ons so 'n bietjie rondom die Aarde. Dan, in ronde 2, duik ons in die land, die lug en die lig. En ons sluit af met 'n avontuur waar ons die hemelruim gaan verken. Klink goed, né? Is julle reg vir die eerste ronde? Alright, hier gaan ons. Ronde 1, rondom die aarde. Kom ons begin met die basieke dinge van ons ongelooflike planeet. Maak seker daai dinkmisse is stewig op julle koppe. OK, hier is julle eerste 2 vragies. Vraag 1. Watter 3 dinge is nodig vir lewe hier op aarde? En dan vraag 2. Wat is die aarde se vorm en wat keer dat ons nie sommer net in die ruimte afval nie? Druk gou paus en dink 'n bietjie daaroor. En die antwoorde is hier. Vir lewe op aarde het ons 3 baie belangrike dinge nodig: lug, water en grond. En ons planeet se vorm, dis 'n sfeer. Die rede hoekom ons nie afval nie is swaartekrag. Dis soos 'n onsigbare krag wat alles na die middel toe trek. Cool, né? Baie mooi. Reg, kom ons kyk na die volgende 2. Vraag nommer 3. Waaruit bestaan die rotse regtig in die middel van die aarde? En dan, vraag 4. Wat noem ons daai gesmelte rots wat uit 'n vulkaan borrel? Druk weer pause en dink mooi. OK, kom ons kyk. Die middel van die aarde is ongelooflik warm. Dis so warm, die rotse daar is gesmelt. En daai kokende, vloeibare rots wat by 'n vulkaan uitkom, dit noem ons lava. Mooi so, julle. Reg, laaste 2 vrae vir hierdie ronde. Vraag 5. Wat vorm reën as dit die aarde se oppervlak oor 'n baie lang tyd verweer? En vraag 6. Hoekom dink julle noem ons die aarde die blou planeet? Druk pause vir die laaste keer in ronde 1. So, het julle dit reg gekry? Die aarde word die blou planeet genoem want, wel, 'n ongelooflike 71% van sy oppervlak is met water bedek. En die reën? Oor miljoene jare kerf en vorm reën ons landskap. Dit skep heuwels, valleie en selfs riviere. Julle doen sommer uitstekend. Sjoe, wel gedaan met ronde 1. Julle is regte slimkoppe. Nou, is julle gereed vir ronde 2? Ons tema is land, lug en lig. Hier kyk ons 'n bietjie na die oppervlak, die lug bo oor ons en hoekom ons dag en nag het. Kom ons gaan. Reg so, vraag 7 en 8. Hier moet julle 'n bietjie vergelyk. Wat is die verskil tussen 'n oseaan en 'n see? En wat is die verskil tussen 'n vasteland en 'n eiland? Vat 'n oomblik, druk pause en dink veral aan hoe groot hulle is en waar hulle is. Kom ons kyk bietjie. Dis eintlik redelik eenvoudig. Oseane, daar's 5 van hulle, is die regte groot watermassas. See is weer kleiner en gewoonlik nader aan die land. Net so is vastelande, waarvan daar 7 is, die groot landmassas, terwyl eilande kleiner stukke land is met water reg rondom hulle. So ja, dis eintlik alles 'n kwessie van grootte. Volgende op ons lysie, vraag 9. Wat is die atmosfeer en watter belangrike werk doen dit vir ons? En dan nommer 10, wat presies is 'n habitaat? Druk pause en gee julle beste probeerslag. Het julle dit? Die atmosfeer is soos 'n groot, onsigbare kombers van lug wat om ons planeet is. Dit doen 2 superbelangrike dinge. Dit hou ons warm en dit beskerm ons. En 'n habitat, dis net 'n fancy woord vir die spesiale natuurlike plek waar 'n plant of 'n dier bly. Hulle huis, as jy wil. OK, laaste vraag vir ronde 2 en nou kyk ons 'n bietjie op na die hemelruim. So, wat is die groot verskil tussen 'n planeet en 'n ster en hoe werk dag en nag eintlik? Druk pause en dink 'n bietjie oor lig en hoe beweeg. Hierdie is nogal 'n interessante een. 'n Ster, soos ons son, maak sy eie lig. Dit skyn. 'n Planeet, soos ons aarde, kan nie sy eie lig maak nie. Dit weerkaats maar net die lig van 'n ster. En dag en nag, dit gebeur omdat die aarde heeldag op sy eie as spin. Die kant wat na die son kyk, het dag, en die kant wat wegkyk, het natuurlik nag. Maklik, né? Julle het dit gemaak. Welkom by die finale ronde. Verken die hemelruim. Sjoe, dis nou tyd om ons kennis te toets oor alles wat daarbo is. Hou moed, julle is amper by die wenstreep.
Reg, kom ons doen 'n vinnige blitsronde. 3 vrae, een na die ander. Watter voorwerp in die ruimte is die naaste aan die aarde? Wat is die hoogste en die laagste punte op aarde? En in watter laag van die atmosfeer sien ons wolke? Druk pause en kyk of jy al 3 kan onthou. En hier's die antwoorde. Die naaste voorwerp aan ons in die ruimte is natuurlik die maan. Die hoogste punt op ons planeet is die top van Berg Everest en die laagste punt is die oewer van die Dooie See. En al daai wolke wat ons sien, hulle dryf rond in die troposfeer. Dis die laag van die atmosfeer wat die naaste aan ons is. Ons is amper daar, nog net 'n paar. Vraag 16. Watter spesiale instrument gebruik ons om die hemelruim mee te bestudeer? En nommer 17. Hoekom lyk dit asof die sterre in die naghemel beweeg? Druk pause en gee dit 'n laaste goeie drink. Reg so. Wetenskapers gebruik 'n teleskoop om daai ver voorwerpe in die ruimte van nader te bekyk. En die bewegende sterre? Wel, hier is die geheim. Hulle beweeg nie regtig nie. Dit lyk net vir ons so omdat ons planeet, die aarde, die heeltyd aan die draai is. Dis 'n baie slim optiese illusie. Hier is ons nou, die heel laaste 2 vrae van die hele vasvraag. Nommer 18. Noem vir my 3 dinge wat ruimtevaarders gebruik om die ruimte te verken. En laastens, vraag 19. Wat noem ons daai groot ysgebiede by die Noord- en Suidpool? Druk pause vir die heel laaste keer. En die finale antwoorde is: vir ruimteverkenning gebruik ons ongelooflike tegnologie soos ruimtetuie, pendeltuie en satelliete. En daai massiewe ysgebiede by die pole, ons noem hulle sommer die poolstreke. En dit is dit! Julle het dit gedoen! Sjoe, fantasties gedoen almal. Julle het deur al die vrae gewerk en julle breine behoorlik geoefen oor planeet Aarde. Ek is doodseker julle voel nou baie meer reg vir daai eksamen. Baie sterkte, gaan wys hulle wat julle weet. Net voor ek groet, hier is iets om 'n bietjie oor te droom. As jy 'n ruimtetuig kon vat en enige plek in ons sonnestelsel kon besoek, waarheen sou jy gaan en hoekom? Miskien na die rooi woestyne van Mars of die pragtige ringe van Saturnus? Dink 'n bietjie daaroor. En onthou, hou aan vra en hou aan om die wonderlike wêreld om julle te verken. Totsiens vir nou.